Goeiemôre en baie welkom by ons erediens hier vanuit Grootbrak gemeente. Ons het die voorreg om vandag saam deel van 'n erediens te wees waar ons mekaar sê ons bring eer aan God. Dis hoekom ons op so 'n besonderse manier ook vandag saam is en mag dit alles wat ons doen ook tot eer van die Here wees. Ons wotum vanoggend kom uit Jesaja 59 vers 21 tot Jesaja 60 vers 5. Dit sê: "Wat my betref, dit is my verbond met julle, sê die Here. My gees wat op jou rus en my woorde wat ek in jou mond gelê het, sal nie uit jou mond wyk of uit die mond van jou nageslag of uit die mond van jou nageslag se nageslagte nie, van nou af en vir altyd, sê die Here. Staan op, laat jou lig skyn." Ja, jou lig het gekom en die heerlikheid van die Here skyn oor jou. Ja, kyk, donkerte bedek die aarde en diepe duisternis die volke, maar oor jou skyn die Here en oor jou word sy heerlikheid sigbaar. Nasies sal na jou lig trek en konings na die helder lig van jou sonsopkoms. Kyk om jou rond en neem waar. Hulle almal kom byeen. Hulle kom na jou toe. Jou seuns van ver af kom hulle aan en jou dogters op die heup word hulle gedra. Dan sal jy dit sien en jy sal straal. Jou hart sal vinniger klop, ruim word, want die see se oorvloed sal by jou uitgestort word. Die nasie se rykdom sal na jou toe kom. Dit is die God wat ons aanbid. En hierdie God kom groet jou vandag en sê vir jou genade en vrede vir jou, my geliefde. Kom ons bid saam. Almagtige God, die skepper van hemel en aarde, die een wat elkeen van ons so sorgvuldig in die moederskoot gevorm het. Dankie Here dat U elkeen van ons op U naam ken. U weet of ons sit en of ons opstaan. U weet selfs as daar 'n haar van ons kop afval. En hoewel U die God van die skepping is U die intieme God wat elkeen van ons op U naam ken en weet waar ons in ons lewensreis is. U weet wat die goed is waarmee ons worstel. U weet van die vreugdes in ons lewens. Dankie dat U so 'n verhoudingsmatige God is. Dat U ons ook nooi om in verhouding met die mense om ons te leef. En daarom vra ons vandag, wanneer ons saam uit die woord uit gaan lees, dit saam oordink, mag U Gees ons lei om in 'n dieper verhouding met U te leef, maar ook in 'n dieper verhouding met mekaar. Vorm ons, Here, en transformeer elkeen van ons se lewe. Amen. Voordat ons vandag ons skriflesing saam gaan lees, wil ek ons graag herinner aan die wet. Die wet wat God vir ons kom gee het oor hoe 'n gesonde lewe, gesonde verhouding met God lyk en ook 'n gesonde verhouding met die mense om ons. En dit word saam vervat in Matteus 22 vanaf vers 37 tot 40 waar daar staan: "En hy het vir hom gesê: Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die belangrikste en die eerste gebod. En die tweede wat hieraan gelyk staan, is jy moet jou naaste lief hê soos jouself.
Op hierdie 2 gebooie berus die hele wet en die profete. Mag ons dan ook vandag vanuit daardie lig ons teksgedeelte saam lees, omdat ons God liefhet, omdat ons die mense om ons ook liefhet. Ons lees dan saam 2 Korintiërs 3 vanaf vers 1 tot vers 11 vandag saam. Vanaf vers 1 staan daar: Begin ons weer om onsself aan te beveel? Of het ons miskien, soos sommige, aanbevelingsbriewe aan julle of van julle nodig? Julle is ons brief, geskryf in ons harte, gelees en verstaan deur alle mense. Julle is duidelike brief van Christus, wat deur ons diens opgestel is, geskryf, nie met ink nie, maar met die Gees van die lewende God, nie op kliptafels nie, maar op die tafels van mense harte. So 'n vertroue op God het ons deur Christus. Nie dat ons uit onsself bekwaam is om te reken dat ons iets uit onsself kan doen nie. Nee, ons bekwaamheid kom van God. Hy het ons bekwaam gemaak om bedienaars van die nuwe verbond te wees. Nie van die letter nie, maar van die Gees. Want die letter maak dood, maar die Gees maak lewend. As die bediening van die dood, wat met letters op klippe gegraveer is, met soveel heerlikheid tot stand gekom het, dat die kinders van Israel nie stip na die aangesig van Moses kon kyk nie, weens die glans op sy gesig, wat tog aan die verbygaan was. Hoeveel te meer sal die bediening van die Gees nie in heerlikheid wees nie. Want as daar heerlikheid was in die bediening wat lei tot veroordeling, soveel oorvloediger in die heerlikheid is die bediening wat lei tot regverdiging. Trouwens, wat verheerlik was, is eintlik in hierdie opsig geen verheerliking nie, weens die alles oortreffende heerlikheid. Want as dit wat vergaan met heerlikheid beklee was, het die blywende veel groter heerlikheid. Tot sover lees ons vandag. Hier is soveel beeldspraak, beelde wat ons in hierdie teksgedeelte vind, waarna Paulus verwys, en ons mis baie keer die diepte en die betekenis van hierdie beelde, omdat ons nie vinnig op die oomblik daardie beeld kan herroep nie. Soms lees ons iets, ons lees van Moses, en ons onthou, maar ons onthou nie die volle prentjie van dit wat Paulus besig is om hier vir ons te verduidelik nie. En die rede daarvoor is omdat ons so ver eintlik in tyd weg van die teks af leef. Daar het meer as 2000 jaar verbygegaan, waar ons verder en verder weg beweeg in tyd van hierdie teksgedeelte af. En daarom wil ek jou graag nooi om vandag saam met my ons one size fits all sandaal aan te trek, soos wat hulle 10-1 in die Bybelse tyd gedra het, en dat ons terugstap eintlik dan nou in die geskiedenis in. Dat ons saam hierdie beelde gaan ontdek, saam uitpak, sodat ons vandag se skrifgedeelte beter kan verstaan, sodat ons daardie beelde makliker kan herroep en dat hierdie teks uiteindelik ons lewens ook sal transformeer, sodat ons in 'n gesonde verhouding met God en mense saam kan leef. So ons stap 'n paar tree terug. So ver terug soos tot in Genesis. Genesis 12. Daar sluit God 'n verbond met Abraham. God sê vir Abraham, ek kies jou en jou nageslag, en ek wil vir julle God wees en julle sal my volk wees. En God sluit hierdie verbond deur 'n baie bekende voorbeeld van hoe daar verbond gesluit was in die Bybelse tyd.
So daar's 3 verskillende forme van hoe 'n verbond gesluit was. Die eerste vorm was wanneer hulle mekaar so one size fits all sandaal aangetrek het. En dan sê hulle vir mekaar, soos wat ek jou sandaal aan my voet sien, so sal dit my herinner dat ek en jy 'n verbond gesluit het. Dat ek my woord teenoor jou moet nakom. Maar dit was 'n voorwaardelike verbond. Daar was 'n sekere tyd daaraan gekoppel en dan wanneer hierdie verbond verby is, wanneer die tyd verstrek het, dan gee hulle weer hulle skoene terug en die lewe gaan weer aan. Daar was 'n tweede vorm van verbondsluit ook gewees. En dit was die sout wat hulle by hulle gedra het vir genesing, vir ruiltransaksies. Daardie sout was dan van die 2 verskillende persone met mekaar gemeng en dan verdeel hulle dit weer mekaar soos eie sakkies in en dan sê hulle vir mekaar, soos wat hierdie sout nie van mekaar geskei kan word nie, so kan ons verbond met mekaar ook nie geskei word nie. Hierdie is 'n blywende verbond wat ons aan mekaar gemaak het. Die derde vorm van 'n verbond sluit was dan nou die vorm wat God gebruik het om die verbond met Abraham te sluit. En hierdie vorm van verbond sluit is hulle 'n dier lateraal deurgesny en dan het die 2 persone wat deel is van hierdie verbond saam tussen hierdie diere deurgeloop en die bloed van die diere het aan hulle voetsole dan nou geraak. En dan sê hulle vir mekaar, soos wat ons met die dier gemaak het, mag ons met mekaar maak as ons hierdie verbond verbreek. Belangrik vir ons om vandag weer 'n keer te hoor is dat die oomblik toe Abraham saam met God tussen die diere wat voorberei is moes deurstap, het God 'n diep slaap oor Abraham laat kom. En God het self tussen die diere deurgeloop. Want ons as mens faal. Ons kom nie altyd ons woord na nie. Maar in daardie beweging kom sê God eintlik vir ons, vanuit my genade nooi ek jou om deel te wees van hierdie verbond. Selfs al faal jy, sal ek nooit teruggaan op my woord nie. Ek sal jou God wees en julle sal vir my 'n volk wees. Daardie hand wat God dan uitreik, is 'n blywende hand. Of die mens reageer daarop of nie. God herinner ons, reeds hier in die begin van die Bybel, hierdie verbond wat hy sluit, is 'n blywende verbond. Dan stap ons 'n bietjie met ons one size fits all sandale verder in die pad af, nader aan ons tyd. En ons kom by Moses, wat saam met die volk deur die woestyn reis. Ons sien dat die volk maar weens die omstandighede begin gryp na grashalms. Hulle wil graag ander gode aanbid. Hulle sien ander mense wat dinge op 'n ander manier doen en hulle wil graag iets standvastig hê om aan vas te hou, asof die woord van God nie genoeg is nie. En hulle begin ander gode aanbid. Ons ken die verhaal van die goue kalf. Ons weet hoe dinge daar uitgespeel het. En dan sê God, om julle te help, om julle lewens te verander, om jou hele lewe te transformeer, sodat jy jou oë op God gefestig kan hou, gee hy vir hulle die 10 gebooie. En ons lees in Eksodus 34, vanaf vers 27 tot vers 30 die volgende. Die Here het vir Moses gesê, skryf jy hierdie woorde neer, want in ooreenstemming met hierdie woorde het ek met jou en met Israel 'n verbond gesluit. Hy was daar by die Here 40 dae en 40 nagte lank. Brood het hy nie geëet nie en water het hy nie gedrink nie. Hy het op die kliptafels die woorde van die verbond, die 10 gebooie geskryf. Toe Moses van die berg Sinai afkom, die 2 kliptafels met die getuienis was in Moses se hand toe hy van die berg afkom. Het Moses nie geweet dat die vel van sy gesig stralend was, omdat hy met God
gepraat het nie. Toe Aaron en al die Israeliete Moses sien, was die vel van sy gesig stralend. Hulle was te bang om naby te kom. Moses ontvang van God af hierdie riglyne vir 'n gesonde verhouding tussen mens en God, maar tussen mense met mekaar. En hy kom na die mense toe om vir hulle hierdie riglyne te kom gee van wat God vir homself gegee het, en hy straal van die heerlikheid van God. En die mense is bang. Dis iets onbekends wat hulle hier sien. Maar wanneer ons teksgedeelte van vandag lees, dan lees ons iets raak hiervan, van Moses, wat na die mense toe kom met hierdie verbond, hierdie 10 gebooie wat God gee, om in 'n gesonde verhouding met God en met mens te kan leef. En dan stap ons nog 'n bietjie verder in die geskiedenis af, nader na ons tyd toe. En ons kyk rondom ons. En ons sien, alhoewel ons hierdie 10 gebooie het, later is daar nog reinigingsgebruike bygevoeg en aanbiddingsriglyne ook bygevoeg, dat ons uiteindelik 613 wette het. Maar ons sien rondom ons dat die volk se lewe nie transformeer het nie. Hulle het hierdie riglyne, baie duidelik, baie eenvoudige riglyne oor hoe ons moet leef, maar tog getuig hulle lewens nie daarvan nie. Tog lyk hulle lewens anders. Ons stap nog verder en ons besef hierdie riglyne begin 'n wet raak. En ons ken van vandag se tyd, ken ons dit ook as die wet. Maar hier in die geskiedenis raak hierdie riglyne wat God vir ons kom gee het oor hoe om in 'n gesonde verhouding met God en met mense te leef, raak dit so wet dat mense vergeet het wie die God is wat die wet gegee het. Hierdie wet raak so belangrik dat dit eintlik maar 'n skyn is van vroomheid. Hulle wil graag vir die wêreld wys, hulle leef vroom en hulle leef reg, maar eintlik getuig hulle lewens nie van die God wat daardie wet kom gee het nie. Inteendeel. Ons lees dat die wet so belangrik geraak het. En die toepassing van die wet vir die mense so belangrik geraak het, dat hulle selfs nie vir Jesus Christus herken het, toe hy tussen hulle kom leef het nie. Die wet en die toepassing daarvan het so belangrik geraak, dat hulle selfs vir Christus gekruisig het. Maar God se genade is groter. Deur God se genade raak Jesus Christus se kruisiging my en jou verhaal van hoop. Deur Jesus Christus se opstanding uit die dood, raak ek en jy deel van hierdie verhaal waar ons sê ons is dood vir die sonde en ons het nuwe lewe geërf deur dit wat Jesus Christus kom doen het. Deur Jesus Christus se kruisiging en sy opstanding word ons vrygemaak nie deur die letter van die wet nie deur die 10 gebooie te gehoorsaam nie, maar deur dit wat Jesus Christus vir my en jou kom doen het. Dat hy ons vrygemaak het van die skuld wat saam met sonde kom. Daarom dat ons lees in Matteus 22 vers 37 tot 40, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die belangrikste en die eerste gebod. En die tweede wat hieraan gelyk staan, is jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Op hierdie 2 gebooie berus die hele wet en die profete. Ons onthou weer wie die God is
wat die wet en die profete vir ons kom gee het. Ons herinner vandag mekaar weer opnuut dat dit 'n God van liefde is, wat ons nooi om in hierdie liefdesverhouding met God en met mekaar te kan leef. Paulus is een van die mense wie in daardie tyd dan ook dit probeer uitleef het. Wie dit deel van sy lewensmissie gemaak het, om vir die wêreld te gaan vertel wie Christus is, dat ons vrygemaak is, dat die letter van die wet, dat ons die navolging van die wet nie so streng op hoef te fokus as ons geensins die liefde het nie. Hy herinner die gelowiges dat dit deur God se liefde is, dat ons daaraan kan deel hê, dat ons die wet kan navolg, omdat ons reeds iets by God leer van hoe dit lyk. So as ons in vandag se woorde in moderne taal vir Paulus 'n posbeskrywing moes gee, sou ons vandag hom gesê het, ons sien hom as 'n kerkplanter. Hy gaan en getuig van hierdie liefde van God, van hoe ons kan leef wanneer ons die liefde van God in ons het. En wanneer hy dit getuig, wanneer hy tussen mense gaan woon en daar werk en diensbaar is, dan kom gelowiges by mekaar en hulle wil by mekaar wees en hulle wil saam die woord lees en dit ontdek en leer wat daarin staan. Hulle wil saam die gemeenskaplike maaltyd vier. Hulle wil by mekaar wees. En so het die kerke dan ontstaan. So het Paulus verskillende kerke geplant. En dan is daar 'n gemeente in Korinthe. En hy besoek die gemeente en is my interessant wanneer hy die gemeente besoek en wanneer hy terugreflekteer daaroor, dan skryf hy dit was vir hom 'n pynlike besoek. Dit het hom verskriklik bedroef gelaat om te sien wat in Korinthe aan die gang was. So wat was dit wat Paulus so gepynig het? Wanneer ons die eerste 2 hoofstukke van 2 Korintiërs lees, dan sien ons dat die gemeente weer eens onder die druk van die samelewing verkeer het. Hulle wou graag iets meer konkreet hê. Hulle skryf dan aan Paulus, geef ons getuigskrifte. Geef ons aanbevelings. Watter mense het jou aanbeveel om hier by ons 'n kerk te kom plant? Verduidelik vir ons, wat is jou merkwaardigheid? Want hulle kyk na die wêreld rondom hulle en hulle sien ryk en suksesvolle sprekers. En is alles behalwe wat Paulus is. Paulus is arm. Paulus is baie keer haweloos. En om dit alles te kroon, is hy nie 'n baie indrukwekkende spreker nie. En hulle kyk na die wêreld rondom hulle en hierdie mense het status. Hulle het goeie aanbevelingsbriewe, hulle het goeie getuigskrifte, mense wil van hulle hoor. En hulle sê vir Paulus, Paulus, kom wys vir ons wie is jy? Kom wys vir ons, wat is jy werd? En dan kom ons by vandag se teksgedeelte, waar Paulus sê, dit is eintlik lagwekkend. Hoe vra julle van my om 'n getuigskrif te kom lewer oor die belangrikheid van my werk, as dit nie vir my was nie, sou julle nie eers hier gewees het nie. As dit nie was vir die werk wat ek gedoen het nie, sou julle nie eers as gemeente bestaan het nie. Nou wil julle vir my vra vir 'n getuigskrif. Maar selfs dan gaan hy verder en ek wil julle nooi om weer 'n keer saam met my vandag se teksgedeelte te lees, wat sê, begin ons weer om onsself dan aan te beveel? Of het ons miskien, so sommige hier rondom ons, aanbevelingsbriewe aan julle of van julle nodig? Dis waar die lagwekkendheid vir Paulus inkom. Dan sê hy, julle is ons brief, geskryf in ons harte, gelees en verstaan deur alle mense. Julle is duidelik 'n brief van Christus, wat deur ons diens opgestel is.
geskryf, nie met ink soos die mense hier rondom ons nie, maar met die gees van die lewende God, nie op kliptafels nie, maar op die tafels van mense harte. Julle is veronderstel om die getuies te wees van die werk wat ek doen. Julle is veronderstel om vir die wêreld te gaan vertel van wie God is. En hy maak dit baie duidelik dat die mense nie moet getuig van wie hy is nie, maar van die werk wat hy doen. Mense moet nie gaan getuig van Paulus nie, maar hulle moet getuig oor die een wat hom gestuur het. Dis ons werk. Ons moet getuig van die een wat ons stuur. Ek wil dit verduidelik deur die beeld van 'n spieël. Ek en jy is elkeen 'n spieël wat die lig van God af ontvang. Nelis het so mooi tydens Pinkster ook daar gepreek, dis die ondeurdringbare lig wat ons van God af ontvang, maar ek en jy kan nie toelaat dat hier binne in ons leef en net daar bly nie. Dit leef hier binne in ons, maar ons weerkaats dit altyd verder weg, sodat die wêreld kan glo, sodat die wêreld transformeer kan word deur dit wat God doen, deur wie God is. En Paulus skryf dan verder in vers 5, sê hy, nie dat ons uit onsself bekwaam is om te reken dat ons iets uit onsself kan doen nie, nee, ons bekwaamheid kom van God. Hy het ons bekwaam gemaak om bedienaars van die nuwe verbond te wees. Nie van die letter nie, maar van die gees. Want die letter maak dood, maar die gees maak lewend. Die nuwe verbond is nie die wet wat ons so streng tot die letter moet nakom nie. Die nuwe verbond is daardie woorde wat ons in Matteus 22 vind. Ons moet die Here ons God lief hê met alles wat ons is. Ons moet ons naaste lief hê soos onsself. Ons kan dit net regkry deur dit wat Christus kom doen het en die werking van die Heilige Gees in my en in jou lewe. Net deur God toe te laat om in ons lewe te werk en ons te transformeer, kan ons die lig na die wêreld toe skyn. Paulus verduidelik dit aan die hand van dood en lewe. Hy sê wanneer ons daarna streef om hierdie wet tot op die letter na te kom, lei dit tot veroordeling. Maar wanneer ons daarna streef om God se liefde, hierdie nuwe verbond uit te leef, lei dit tot vryspraak. Lei dit tot my en jou vryspraak in wie God is. Het ons die letter dan nog enigstens nodig? Het ons nog nodig om dan eintlik die Ou Testament te lees? Verseker. Ek gaan terug na ons beeld van die spieël. Hoe kan ek God se lig weerkaats in hierdie wêreld op 'n helder, glorieryke manier as my spieël vuil is? Hoe kan ek vir die wêreld wys wie God is as ek toelaat dat my stowwe 'n lelike beeld is wat op my spieël is? Stof, modder, wat ook al jou spieël vuil maak. Daarom moet ek in God se liefde leef. Moet ek daarna streef om die wet na te kom, omdat ek weet wie God is, sodat ek juis God se beeld verder na die wêreld kan uitstraal. God nooi ons, al van Genesis 12 af, om in 'n verhouding met hom te leef, in 'n gesonde, opregte verhouding.
En hy herinner ons vandag, wanneer ons in hierdie verhouding leef, word ons getransformeer, om al meer en meer tot die beeld van God gelyk te word, sodat ons hierdie spieël kan wees, wat God se heerlikheid in die wêreld weerkaats. Dat ons kan blink, soos Moses, maar dat dit 'n blywende lig sal wees, wat weerkaats van ons na die wêreld toe. Ons het vandag die voorreg om 'n kind te kan doop in die gemeente. Waar ons mekaar sê, dis ons as gemeenskap van gelowiges wat saamkom, wat saam die woord oordink, wat saam reis, wat saam die gemeenskaplike maaltyd geniet. Dis ons verantwoordelikheid om daardie ouers te help om hulle kind op so 'n manier groot te maak dat hy van jongs af besef wie God is. Dat God hom nooi om in 'n verhouding met hom te leef en om deur sy lewe heeltyd wil transformeer om op so 'n manier God se lig na die wêreld toe uit te straal dat dit skyn. Ek wil jou nooi vandag om in hierdie oomblik van stilte wat ons nou gaan hê, jouself af te vra. Wat is die stof op jou spieël? Wat keer jou om God se lig na die wêreld toe te weerkaats? Wat moet jy doen om hierdie spieël weer skoon te kry? Ek gee so 'n oomblik van stilte daarvoor. Die heerlikheid van God wat na ons toe skyn, wat in ons skyn en wat deur ons na die wêreld toe skyn, verander lewens. Mag dit jou lewe in die besonder opnuut van vooraf verander. Amen. Here ons God, ons staar baie keer in onsself vas. Baie keer wil ons onsself eerder laat reflekteer na die wêreld toe. Ons wil graag hê die wêreld moet ons raak sien, moet sien wat ons kan doen. Maar dankie dat U ons vandag weer kom herinner. Dit is U lig wat ons moet laat skyn. In ons en deur ons na die wêreld toe. Mag ons soos 'n berg wees wat bo alles uitstaan, wat lig vir die nasies bring. Nie oor wie ons is nie, maar omdat ons U lig ontvang en dit reflekteer in die koninkryk in. Ons eer U dat U ons so genadig is, ons steeds gebruik, ons steeds stuur in U koninkryk in. Here, maak ons U voete en hande in U koninkryk. Amen. Ontvang die seën van die Here. Die liefde van God ons Vader, genade van ons Here Jesus Christus en die werking en die lig van die Heilige Gees is by jou, dit lei jou en skyn deur jou na hierdie wêreld toe. Amen. Amen.
Afkondigings NG Kerk Grootbrakrivier vir die tydperk 29 Junie tot 6 Julie 2005. Sondag 29 Junie 2025. Prediker is Dominee Charney Viljoen. Daar is doop, maar daar's geen katedese nie. Spesiale offer vir die Jan Kriel Instituut in Kuilsrivier word by die deure opgeneem. Tee sal bedien word in die kerksaal na afloop van die erediens. Almal is welkom. Groenkloof preek is om 10:00 digitaal. Woensdag 2 Julie 2025. Klub 50 het 'n bingo oggend 10:00 in die kerksaal. Geen kooroefening gedurende die skoolvakansie nie. Oefeninge hervat weer op 23 Julie. Sondag 6 Julie 2025. Die erediens is om 10:00 en Dominee Dani Goosen is die prediker. Daar's geen katedese. Spesiale offer vir gemeente instandhoudingsfonds word by die deure opgeneem. Tee sal bedien word in die kerksaal na afloop van die erediens. Almal is welkom. Groenkloof preek is om 10:00 en dit word waargeneem deur Dominee Charney Viljoen. Gebedsgidse. Gebedsgidse vir Julie 2025 is beskikbaar in die voorportaal. Die gebedsgidse, dankofferkoeverte, kerkbode en gemeentebriewe is ook by die traliehek van die kerkkantoor beskikbaar. Bybelblokkraai. Bybelblokkraai en Bybelwoordsoek nommer 25, as ook die antwoorde vir nommer 24, is beskikbaar in die voorportaal en by die traliehek van die kerkkantoor. Nuwe lidmate. Ons nooi nuwe lidmate om asseblief na die erediens tot voor die kansel te kom, waar ons u graag wil ontmoet. In die voorportaal is ook vorms beskikbaar wat u kan voltooi, sodat ons u vinnig kan leer ken. Lidmaatbesoeke. Dominee Dani Goosen en Dominee Charney Viljoen besoek nuwe intrekkers. Indien u nog nie 'n besoek ontvang het nie, kontak of kom loer gerus in by die kerkkantoor om 'n afspraak te maak. Bestaande lidmate wat 'n besoek verlang, kan ook gerus die kerkkantoor kontak of kom inloer om 'n afspraak te maak. Die kantoorure is maandag, woensdae en vrydae tussen 8:30 en 12:30. Bedieninge. Die omgee-bediening. Indien u bewus is van iemand met nood, siekte of wat eensaam is en hulp benodig, kontak u kerkraadslid of die kerkkantoor. Ons wil gemeentelede kans gee om prakties betrokke te raak. By die deure is houers om enige nie bederfbare kosprodukte in te plaas soos suiker, pasta, rys, konfyte, blikkies kos, seep, tandepasta, koffie, tee ensovoorts. Indien u by die omgee-bediening betrokke wil raak, kontak vir Corrie Pieters op 082 327 9527. Die getuienisbediening. Wolwedans boodskap, sop en brood. Ons nooi die gemeente om weer deel te neem aan ons projek om 'n bemoedigende boodskap, 2 liter sop en 'n brood te voorsien aan 105 gesinne elke tweede week. Die uitreikdatums vir die 3de kwartaal is 9 en 23 Julie, 6 en 20 Augustus, 3 en 17 September. Dankie aan almal wat ekstra sop gebring het tydens die 2 maande wat een van ons groot verskaffers uitstedig was. Ons het groot waardering vir u hulp en wil u aanmoedig om steeds sop te bring soos u kan. Daar is 'n groot behoefte daarvoor. Die sopresep is as volg: 100 gram sopmengsel, 100 gram rys, 100 gram lensies, 150 gram soja, 1 blokkie aftreksel en 1 pakkie sop. Om gaar te maak, roer 3,5 liter water by hierdie mengsel en kook tot gaar. U kan dit skenk in die volgende 2 formate:
droë bestanddele in 'n glas koffiebottel of gekook en gevries in 'n 2 liter roomysbak. Behoeftes vir die getuienisprojekte. Daar is 'n deurlopende behoefte aan wol, materiaal, gare, borduurgare, linne en gebreekte keramiek of porselein wat vir mosaïekprojekte gebruik word. En ons bedank u by voorbaat vir u deelname. Die ondersteuningsgroep. Ons is 'n klompie toegewyde lidmate wat maandeliks by mekaar kom, by mekaar leer en vir mekaar ondersteuning bied. Die doel is om uit te gaan as geroepenis na mense in ons gemeente en om na die gemeenskap uit te reik. Ons doen dit deur rygeleenthede vir doktersafsprake, hospitaalbesoeke en dies meer. Ons help met inkopies. Ons ondersteun daar waar moeilike omstandighede heers. Ons reik uit na die mense om die toenemende probleem van alleen wees en eensaamheid te verlig. Kontak vir Rihanna Briers op 081 039 8853 of vir Riet Jansen van Rensburg op 082 928 9625. Klub 50 het 'n bingo oggend. Dis R50 per persoon. Die datum is 2 Julie en die tyd is 10 uur. Laat weet asseblief vir Anina teen 27 Junie of u gaan kom saamspeel. Feba Radio. Ons bid hierdie week vir Irak. Die gebed wat Feba vra is: prys God vir sy voorsiening en bid dat hy Feba se vernoot, sowel as al die luisteraars sal bewaar in 'n land waar gelowiges vervolg word. Ons webwerf se adres is nggrootbrak.co.za. 29 Junie 2025. 1. Erediensbediening. Die skakel na die nagmaal, YouTube erediens van 29 Junie, gelei deur Dominee Charney Viljoen, is beskikbaar. 2. Getuienisbediening. Michelle se dankbaarheid en opdatering van Marie Alena se behandeling. Die weeklikse nuusbrief van Lenet uit Madagaskar. 3. Bybelstudiereeks. Die skep asem vir vandag is elke dag beskikbaar. Moenie dit mis nie. Vind die weeklikse stof tot nadenke. Die tema is: hoe lees ons die Bybel? 4. Gemeentenuus. Die gebedsgids vir Julie 2025 is beskikbaar op die webtuiste. 5. Die afkondigings is op die webtuiste indien u wil seker maak van enigiets. Ons leraars is Dominee Dani Goosen en Dominee Charney Viljoen. Die adres van die kerkkantoor is Langstraat 10, Grootbrakrivier 6525 en die telefoonnommer is 044 620 2205. Ons dank u vir u volgehoue bydrae en ondersteuning van die werk van die Here.